Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd. Nou dis maandag, is lekker om jou te sien. Ek's opgewonde vir die week. Vol lewe, vol energie, vol excitement, daai exuberant joy waarvan ons gepraat het. Hierdie week gaan ek met jou praat oor die belangrikheid van die woord, die Bybel. In jou hart, in jou, kom ek sê, geskeurde hart. Wat is die rol van die Bybel in die vroeë kerk, in jou en my lewe, in die leer van die apostels, hoe dit ons help om in die krag te bly en om vrug te dra. Laasweek het ons gestop met Johannes 15:7 en ek gaan hierdie week begin met hom. Johannes 15:7 sê, as julle aan my verbind bly, heel week daaroor gepraat, en my woorde in julle. Vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Die beginsel is, ons moet vrug dra, as ons heel in die begin wat ek nie kan doen nie, is as jou hart leef, as jou gees leef, en Christus en die Heilige Gees is in jou hart, sal die uitvloeisel van 'n wakker geestelike lewe, die uitvloeisel sal vrug wees. Ons het gesien die vroeë kerk en daagliks het die Here nuwe bekeerlinge bygevoeg. Daar was vrug. Die disippels het baie wonderwerke gedoen. Daar was vrug. Hulle het klere, kos, hulp aan die armes gegee. Daar was vrug. En so kan ek aanhou. Die uitvloeisel, die kan ek sê sonder moeite, sonder debat, sonder enige twyfel, die uitvloeisel van 'n wakker gees, 'n awake gees, 'n lewendige mens is vrug. Nou hy sê, as julle aan my verbind bly en my woorde in julle bly, sal julle baie vrug dra, sal die vrug kom. En ek dink hier is een van ons groot uitdagings, die een is verbind bly met 'n gebroke hart, geskeurde hart, en die ander een, in my woord bly. Nou, in my woord bly is 'n groot vraag, wat beteken dit? Wel, dit beteken iets wat ek en jy nou doen, ons begin ons dag met die Bybel. Maar is nie net, ek begin my dag met die Bybel nie, dit is, ek moet my heel dag in die Bybel wees. Nou, ek weet, dit is onmoontlik vir my en jou om heel dag Bybel te lees, maar wat beteken dit? Mediteer die skrif, dink die skrif. Voordat jy dade doen, vra, wat sê die skrif, wat sê die Bybel, ken jou Bybel. Dis 'n uitdaging vir jou en my. Maar dis iets waarmee ek jou hierdie week wil help, om die belangrikheid te verstaan, van om in die woord te bly. Mens, ek en jy moet ons Bybel lees. Ek en jy moet ons Bybel ken, memoriseer. Ek en jy moet die woord inkry die heeltyd, die heel dag, die heel week. Ons gaan daaroor praat hierdie week, maar ek wil jou uitdaag vanoggend. Begin met 'n kommitment van, die oggendoordenkings, baie belangrik. Begin my dag in die woord. Maar vra jouself die vraag af, bly ek in die hele woord? Of leef ek net op hierdie 3 minute, 4 minute elke oggend? Het ek meer woord? Het ek nog woord? Het ek meer van God se woord in my elke dag? Kom ek bid dit vir ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie elke oggendoordenking tyd. Dankie Here, ons begin ons dag met die woord. Letterlik duisende mense begin elke oggend met oordenkings, en nie net ons kerk nie, baie ander kerke, soveel kerke reg oor die wêreld. So dankie daarvoor, Here. Here, maar ek het dit besef en ek besef dit al hoe meer, ons het meer van die woord nodig. Ons moet in die woord verbind bly, Here. Ons moet die woord in ons hart dra, in ons gedagtes dra, die heel dag. Ons moet meer skrifte, meer in ons harte dra. Dankie dat U ons gaan help daarmee, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.